dis Johan Allers hier. Nou, omtrent die slegste ding wat jou kon oorkom as jy siek is, so lyk dit my, is om in 'n openbare hospitaal in Suid-Afrika terecht te kom. Nou, dis nie wat ek sê nie, dit is wat baie mense my vertel. Byna almal het 'n storie oor hoe sleg dit in Suid-Afrika se openbare hospitale gaan. Nou, neem my nie kwalik as ek die pap nou nog so 'n bietjie dikker gaan aanmaak nie, maar daar was 'n tyd in ons geskiedenis dat Suid-Afrika wêreldwyd werklik bekend gestaan het vir sy uitstekende mediese dienste. En dan word nog steeds gepraat oor Suid-Afrika se goeie mediese dienste, maar dan praat ons oor privaatsorg in Suid-Afrika. Ek ken mense hier in Europa wat Suid-Afrika toe vlieg om versorg te word in ons land in van ons private hospitale, privaat klinieke. Maar hier is die werklikheid. Meer as 70% van ons mense is afhanklik van staatshospitale. En die stories wat ons te hore kry, wek angsbeelde by gewone mense op. Ons lees in die koerante, Kroonstad Hospitaal krisis. Premier is gewaarsku. Soos in die koerante, die Menseregtekommissie moet dringend die oortredinge van 'n vieslike Pelenomi hospitaal in Bloemfontein ondersoek. Die omstandighede by die hospitaal, eens 'n topklas akademiese instelling, plaas die gesondheid en welstand van pasiënte en personeel in die gedrang. Dit sê Michelle Clark, dis een van my gas van vandag se kollegas by die Demokratiese Alliansie, woordvoerder oor gesondheid na onlangse toesigbesoek. Vrou se been verrot, glo in 'n Vrystaatse staatshospitaal. Kan nie erger word nie. Maar terug na die berigte oor die Kroonstad Hospitaal krisis. Pasiënte ly honger, lyke word in gange neergesit en net enkele verpleegpersoneel doen tans diens in Kroonstad se Boitumelo Hospitaal. Ek hoop ek sê dit reg, Boitumelo Hospitaal. Lede van die Demokratiese Alliansie het hierdie week nog die hospitaal besoek nadat gesondheidswerkers Dinsdag hier begin te staak het. Ontevredenheid oor haglike werksomstandighede, geen oortydbetaling, 'n gebrek aan ordentlike kos, die veiligheid van werkers, swak bestuur, vervalle geboue en teaters wat al maande buite werking is, het volgens gesondheidspersoneel aanleiding tot die staking gegee. Daar is tans geen verpleegpersoneel aan diens nie. Pasiënte het Saterdag laas hulle medisyne gekry en studente wat na personeel omsien mag nie medikasie gee nie. Dit sê Marietta Pittaway van die DA in die Vrystaatse woordvoerder oor gesondheid. Ek het Marietta Pittaway uitgenooi om vandag hier by my in my virtuele ateljee aan te sluit. Marietta, baie welkom by die program. Baie dankie Johan en hallo aan al die luisteraars daar buite. Ja, Marietta, jy was nou op besoek by hierdie hospitaal gewees. Jy weet, ek ken geen enkele mens wat nie oor hierdie probleme praat nie. En dit loop nou al vir baie jare lank so. Hierdie hospitaal wat jy besoek het, skets vir my, want het jy self daar alles gesien en beleef? En ek dink jy was al, ek het ook ergens gelees, jy was ook al 'n paar maande terug ook by die hospitaal en het al aan die leidinggewende mense daar briewe geskrywe en die soort van dinge. Vertel my. Johan, ja, ek besoek as sakspersoon van gesondheid in die Vrystaat, besoek ek mediese instansies in die Vrystaat gereeld. As ek vir jou sê Boitumelo Hospitaal het ek net die afgelope 6 maande seker 10 keer besoek, dan weet ek dit kan dalk meer wees. Ek gaan gewoonlik as ek redelike goeie klagtes kry. Ek meen daar is mense wat kla oor die kos is nie goed genoeg nie en dan gaan kyk ek, dan is dit nie altyd waar nie, maar in baie gevalle is dit waar. Wat gelei het tot Boitumelo Hospitaal. Daar is net 1 teater uit die 5 wat partykeer werk. As ek nou sê partykeer, ek was daar gewees in die teater, ek het gaan kyk, die plafonne val in, daar's oorstromings, die ligreëlaar werk nie en die dokters weier om te opereer as die ligreëling nie werk nie, wat reg is, want dan kan infeksie intree, veral in die vreeslike hitte wat ons baie keer bevind. En die personeel het gekla, daar is 'n ontsaglike tekort, nie net by Boitumelo nie, by al die gesondheidsinstansies in die Vrystaat. Is daar 'n massiewe personeeltekort van mediese personeel. Nou moet ek vir jou sê, dis nie omdat daar 'n tekort van mediese personeel in ons land is. Nee, glad nie. Dit is as gevolg van wanbestuur.
So die personeel is ongelukkig. Hulle is ongelukkig en ek kan verstaan hoekom, maar behalwe dat die personeel ongelukkig is, het ek briewe op briewe vrystellings in ons sittings gemaak. Ek het persverklaringe gemaak. Ek dink op Boitumelo alleen, maar ek wil nie Boitumelo uitsonder nie, want hierdie probleem is oor die hele provinsie, alhoewel Boitumelo baie sleg is. Van pasiënte wat werklik jare wag op ortopediese, ons praat spesifiek van beplande ortopediese chirurgie. Want dit word net nie gedoen nie. En wat toe nou vir my die toppunt van ironie was, so 2 weke gelede, ons praat van 'n agterstand van, ek het nou weer 'n vraag ingesit om te vra, waar staan ons nou met die agterstand? Maar die laaste antwoord wat ek gekry het so 6 maande gelede was oor die 3000. Geskeduleerde ortopediese chirurgie wat ons mee agter is in die Vrystaat. Dis dan landwyd waarvan jy praat, 3000 land. Nee, in die Vrystaat. In die Vrystaat. Gauteng 3000. Gauteng alleen het ek dink iets soos 36000 agterstand. Nee, landwyd wil ek nie eers, ek kan nie vir jou nou sê nie, ongelukkig nie, het ek nie daai syfers nie. Nee, dis nou net landwyd in die provinsie is dit ons agterstand. So 2 weke gelede toe maak die LER van gesondheid 'n fantastiese persverklaring. Hulle is so trots op hulle self. Hulle het 19 ortopediese chirurgies van die agterstand gedoen. Nou dis is soos om vir 'n vis geluk te wens om te gaan swem. Dis belaglik. Maar laat ek terugkom. Ek kan vir jou geval op geval wys waar mense hulle lewens verloor het terwyl hulle wag vir ortopediese chirurgie, waar mense hulle werk verloor het. Ek sit met 'n weduwee hier van Parys wat nou al 14 maande wag. Sy's 'n weduwee, 'n jong vrou van in haar 40, sy het 3 kinders. Sy was in 'n ongeluk gewees. Iemand het haar raak gery op haar bromponie. Sy kan nie loop nie, sy het nie 'n heup nie. Sy wag nou al 14 maande vir haar heup om ingesit te word. Ja. Die vrou het haar werk verloor. Sy het kinders om na om te sien. Dit is enkele gevalle, maar daar is honderde sulke gevalle wat dis 'n nagmerrie in die Vrystaat. Ja. En ek het al hierdie gevalle, een vir een het ek gekommunikeer met die LER en die hoof van gesondheid, en toe ek sien hulle antwoord my nie, toe begin ek die premier in kopieer en al hierdie, maar daar word net niks antwoorde gegee nie. Ja. Dis asof hulle werklik nie omgee nie. Ja, jy het nou 'n hele klomp dinge vir my gesê waarop ek net 'n bietjie wil ingaan. Kom ons praat nou, en eintlik het jy al vir my die antwoorde ook al gegee, maar wat jy nou by jou laaste besoeke ervaar het en wat jy nou tans by hierdie spesifieke hospitaal ervaar, dit is verteenwoordigend van wat in die hele land gebeur. Is ek reg? In die hele Vrystaat. Ja. Kom ek sê vir jou, sou jy ook kon sê mag ek net vra, sou jy ook kon sê in die hele land? En ons hoor hierdie stories nou al vir jare lank. Met uitsluiting van die Wes-Kaap. In die Wes-Kaap is dit, ek kry koue rillings as ek daar is om te sien hoe word daardie staatshospitale bestuur en hoe gaan hulle aan, soos wat ons privaat hospitale is daai staatshospitale in die Wes-Kaap. Ja. So ek sal sê al die ander provinsies behalwe die Wes-Kaap. Ek gaan gereeld op besoek soontoe om te sien wat doen hulle, wat ons hier kan probeer implementeer as daar net na my wil, as ek net my insette kan gee. En die laaste wat ek gesien het is by Tygerberg Hospitaal het hulle nou robotika ingesit, omdat hulle ook nie 'n groot nie, maar 'n agterstand met ortopediese chirurgie het, wat hulle kan inhaal omdat die robotika gebruik gaan word. Dis innoverend, dis vooruitstrewend. Daar word
medikasie waar pasiënte by klinieke nie hulle medikasie kan kry nie, word by hulle huise afgelewer. Dit is ag man, dis 'n heel ander onderhoud op 'n ander tyd. Ja, maar eintlik wat jy ook daarmee terselfdertyd vir my sê, dit was ook een van my vrae in my kop gewees, is dat die kernprobleem hier lê nie aan 'n gebrek aan befondsing nie, dit lê nie aan 'n insinking van kapasiteite nie, maar dit lê aan 'n gebrek aan bestuur. Dit is Dis die kern van die wat ek 'n rukkie gelede op 'n toespraak gesê het en sê, ons kry die Wes-Kaapse regering kry presies dieselfde hulp van die nasionale regering is wat al die ander provinsies kry. Hoekom kan hulle dit reg bestee en wonderlike gesondheidsdiens lewer? Dit gaan ons probleem in die Vrystaat, ek wil nie vir my kollegas in die ander provinsies praat nie, maar ek is seker hulle sal met saamstem, is wanbesteding van geld, en dan is daar die ongelooflike mediese eise wat teen die instellings in die Vrystaat ingesit word as gevolg van nalatigheid. Ja. Dit beloop miljoene. So dit is op sigself 'n klare agterstand. En So dan ek was net daar vir 'n oombliekie pauseer, net daar vir 'n oombliekie stop. So met ander woorde, daar is soveel gevalle van nalatigheid of mense wat selfs doodgaan en so, en daai mense gaan dan weer geregtelike eise instel teen die hospitale en vreet dan eintlik ook 'n hele spul van hierdie geld wat moet gebruik word vir dienste en innovasie en al daai dinge word opgevreet deur mense, nou ja, weer te kompenseer vir nalatigheid. Dis soos 'n bose kringloop. Ja, duiwels. Hulle doen nie hulle werk nie. Hulle doen nie wat gedoen moet word nie. Die gevolge daarvan is daar word eise teen hulle ingestel wat hulle weer nie in staat gaan stel om vorentoe te kan gaan nie. Ja. Dit is maar kan ek net op 'n ander dingetjie ook gou infokus. Jy het nou vroeër gesê, dit is nie vanweë 'n gebrek aan gekwalifiseerde mense wat die poste nie gevul word nie by hierdie spesifieke hospitaal nie. My vraag ook, as ons nou wil probeer inzoom op hierdie probleme, jy het nou gesê bestuur, jou werkers in die gesondheidsdienste, mense wat die verpleegsters en die dokters, is hierdie mense, is hulle in terme van norme, wêreldnorme, kom ons sê dit dan, goed gekwalifiseerde mense op die uiteinde. Het ons goed gekwalifiseerde mense wat in die hospitale werk of wat kom aansoek doen? Is dit net bestuur of lê dit ook by 'n tekort aan mense wat miskien opgelei is maar vakkundig nog nie so goed? Jy verstaan wat ek vra. Kom ek verduidelik vir jou. Nee, ons mediese personeel in Suid-Afrika is baie goed opgelei. Ek dink van die beste ter wêreld. So ek het nie twyfel daaraan nie. Die probleem is die poste word nie gevul nie. Ek weet by Boitumelo Hospitaal alleen, ek wil nou nie praat nie, is daar oor die 200 poste vakant. 250 sê die koerant. 250 dis reg, okay. En toe ek die probleem opper met die LUR van gesondheid, het sy gesê nee, maar daai poste word bevries. Nou moet daai personeel oortyd werk. Want dis werklik ek meen mediese sorg is intensief. Hulle moet oortyd werk, maar die departement van gesondheid in die Vrystaat betaal nie hulle oortyd nie. So maar dan sit ons ook, ek het met ons afgelope kongres het ek gesê, ek dink wat kan gebeur is, daar moet 'n studie gedoen word om te sien presies waar is vakante poste in die publieke sorg. Daar moet gesorg word dat alle hospitaalbestuur, en nou praat ek van bestuur, behoorlik gekwalifiseerd is, want ons sit met gevalle waar die bestuur by gesondheidsinstansies nie die nodige kwalifikasies, nou praat ek nie van mediese kwalifikasies nie. Dis bestuurlike bestuursfunksies. Ja. Dat die bestuurders dat daar mense is wat menshulpbronbestuurders kan wees. Dan moet ons ook, die departement van gesondheid moet polities aanspreeklik gehou word vir waar hulle val. Want dit is belangrik dat
daar moet 'n politieke wil wees om hierdie werk te kan doen, wat daar nie tans is in die gesondheidsdepartement van die Vrystaat nie. Dus die probleme word onder die mat ingevee, die probleme word ontken, wat vir my 'n groot bekommernis is as ek opstaan in 'n sitting en feite op die tafel sit en dan vir my gesê word ek jok. So, ja, dit is die tekort aan mediese personeel en ons land sit met fantastiese mense wat gekwalifiseerd is wat nie werk nie. Ja. Maar laat ons net weer teruggaan na daai bestuursprobleem waarvan jy praat, want in wese het jy nou vir my geïdentifiseer vanuit jou visie, vanuit wat jy self dink, is die kern van die probleem lê by swak bestuur. Kom ek vra net terwyl ons nou praat oor swak bestuur, praat ons ook dan terselfdertyd van korrupte bestuur. En hoekom ek die vraag stel natuurlik, want jy sê ook self dat wat die ouens in die Wes-Kaap kry, is wat die ouens in al die ander provinsies ook kry. So word die geld deur die vir net gesteel, wanbestee, korrupsie. Absoluut, wanbestee, korrupsie in elke departement in die Vrystaat, kan ek vir jou sê, is daar korrupsie en wanbesteding. En dit lei tot die mense op grondvlak en jou arme mense. Dit is die mense wat werklik daaronder, ek wil nou nie 'n Engelse woord gebruik nie, lei is die Afrikaans woord, maar hulle erg lei daaronder. Ja. En weer terug na die befondsing. Ek het ook al baie stories gehoor, so ons 'n baie goeie vriendin vir my wat nou onlangs in 'n hospitaal in Johannesburg gelê het en wat dit as 'n verskriklike ervaring. En daar het sy gepraat van krane wat nie werk nie. Stikkende wasbakke. Sy praat van die vensterrame is gebreek. Vuil op die grond. Dit klink skrikwekkend. As jy dan praat van 'n tekort aan personeel by hierdie hospitaal, ek neem aan by ander hospitale, maar die infrastruktuur, is dit dan ook besig om net doeteenvoudig in mekaar te tuimel? Ek kan vir jou sê, Pelenomi Hospitaal, wat ons grootste hospitaal in die Vrystaat is, ek lê gereeld daar ook besoek af. Die huisbakke het vir ek dink 3 of 4 jaar nie gewerk nie. Nou kan ek vir jou 'n geval vertel wat 'n dokter by Pelenomi self vir my gesê het. Ek sal nou nie sê wie die dokter is nie. Van daar was 'n stadium gewees, die kinders intens sorgeenheid was op die 7de vloer. En dan moet die kinders van trauma af, wat op die grondvloer is, babas, vervoer word na die 7de vloer toe, maar daar is die suurstof, hulle het 'n suurstoftekort. Dan hardloop die dokters, of een dokter het vir my vertel wat hy een keer moes doen. Dan het hy die baba in sy arms en gee mond tot mond asemhaling tot op die 7de vloer om die kind te kan red. Ek haal my hoed af. Ek absoluut hierdie dokters en verpleegpersoneel in ons, hulle gee net meer as wat hulle kan gee en dan word hulle so behandel. So in Pelenomi was daar maande wat sewage by trauma, die toilets het oorspoel, en dit het maande gevat om reg te maak. Hier by Boitumelo is daar tekens op wat sê pas op vir die vallende plafonne. Daar's 'n teken op wat sê indien jy in die huiser is en jy sien water, kontak asseblief so en so. Die vloere is oorstroom. Daar's geen sekuriteit nie, maar die hospitaal is so gevandaliseer dat jy kan inklim in die nag en steel wat jy wil steel, en dit is hoekom die ligreëlaars nie werk nie, want dit word gevandaliseer en die koperpype word gesteel, en dis 'n paar van die instansies. En dan moet ek sê, was ek nou die dag by Bongani Hospitaal in Welkom. Die infrastruktuur daar lyk beter. Ek dink is redelik onlangs opgeknap. Dan gee dit my weer bietjie hoop. En met die personeel wat ek gepraat het, jy kan sommer sien, hulle is positief en hulle werk lekker, want dis alles om hulle werk. Maar die instrumente tekort,
die traksiebeddens in die teaters wat nie werk nie, dan weier die dokters met reg om te opereer. Ja. Dit is as ek vir jou alles moet vertel, dan gaan ons tot vanaand toe gesels. Ek wil jou ook nou juist vra oor die mense, die dokters, die verpleegkundiges wat daar werk. Hierdie soort van probleme moet ook iets aan hulle eie gevoel van hulle moraal, hulle gevoel van hulle professionaliteit. Ja. Absoluut. En baie van die mediese personeel kontak my baie en sê help. Ek het gister weer 'n oproep gehad. Ja. En gesê asseblief help. En ek probeer alles in my mag. Ek doen alles in my mag om te help. Ek rapporteer, ek skree, ek beklei, ek maak persvrystellings. Ek het al so ver gegaan om te dreig en te sê, weet julle moet staan vir die dood van hierdie persoon of daai persoon. Maar ek is jammer, die uiteinde van die saak is ons met 'n ander regering kry. Daar is 'n regering wat die wil het om te kan regeer. Ja, jy sê nou pa staan vir dinge, né? Dinge gebeur, mense sterf. Ek sien selfs op die internet nou dat daar al lyste verskyn van hospitale wat jy eintlik moet vermy, min of meer, is wat daar gesê word in die goeters. Maar hier, die ergste hospitale in Gauteng vir nalatigheid, het ek nou so 'n lysie op die, wat jy letterlik kan gaan kyk. As ek nou in Gauteng woon, wagen regtig sleg. Maar wat moet daai mense doen? Waar moet hulle gaan? Dit is hulle enigste plek om heen te gaan. Nou, ek meen, hulle het nie ander keuse nie. Kom ek sê dit vir jou en ek sê dit vir ons luisteraars. Volgens hierdie berig wat ek nou so pas gaan kyk het op die internet, hier is hoe die top 15 hospitale in Gauteng vaar in terme van die mees aangetekende gevalle van nalatigheid. Nou wil ek beklemtoon, ek kan nie self hierdie getalle verifieer, bevestig nie. Ek het nie self gaan ondersoek nie, maar dit is wat 'n mens, en dis wat die gewone mense op internet kan gaan lees van, hier is aangetekende gevalle van nalatigheid. Chris Hani Baragwanath Hospitaal, 1763 volgens hierdie berig, aangetekende gevalle van nalatigheid. Dan gaan ons maar net, stap ons na die Steve Biko Hospitaal, 893 gevalle van nalatigheid. Dit is oor 'n tydperk van 'n jaar wat ons hier nou praat van gevalle van nalatigheid. Ek gaan maar net nog een noem, George Macari Hospitaal, 766 gevalle van nalatigheid. Hier is my vraag aan jou. Ons praat al vir jare oor hierdie goeters. En ek weet daar is baie probleme in Suid-Afrika wat 'n noodtoestand roep in Suid-Afrika, want die mense nou seker wat nou Cyril mos nou wil doen met die elektrisiteitssituasie, beerkragsituasie tot 'n ramptoestand uitroep. Nou ons het baie rampe in Suid-Afrika. Maar hoekom blyk dit tog of daar niks gebeur nie? En dan gaan ek dit vir jou sê, ek het onlangs met een van jou kollegas van Vryheidsfront Plus gepraat. En ek onthou spesifiek die gesprek het daarom gegaan dat hulle het 'n brief geskryf aan die Menseregte Kommissie. Ek dink julle het al 'n paar keer aan die Menseregte Kommissie geskrywe. Ek dink mense het hulle self en skrywe aan al die kommissies. Hoekom gebeur niks nie? Dit is ook omdat dit ook 'n staatsdepartement is. Ek het al verskeie klagtes gaan indien by die Menseregte Kommissie. Ek is nou juis besig om weer op te trek. Oor spesifiek Boitumelo, maar daar kom, soos die Afrikaners sal sê, daar kom dadels van. Ja. Kry julle ooit reaksie terug van die MRK? En dat daar ten minste 'n briefie kom en ons gaan ondersoek doen wat ook al. Yes, ek kry ontvangs van erkenning vir ontvangs, en dan moet ek sê, ek het een van die klagtes wat ek gelê het, was seker so 18 maande gelede, oor die psigiatriese hospitaal in Bloemfontein, die een spesifieke afdeling daar wat hulle noem Cosmos, wat daar ook as gevolg van 'n staking daai pasiënte wat nie na hulle self kan kyk nie, wat net absoluut, as die studente nie ingespring het nie, was dit ook 'n nagmerrie. Ek het 'n opvolg gekry van die Menseregte Kommissie af wat sê hulle het dit geondersoek en die LER het vir hulle die volgende antwoorde gestuur. Ek het wel teruggestuur dat al hierdie antwoorde is nie waar nie,
van die goed het was waar gewees, maar van daar af het ek weer. Dit was in die een geval wat ek wel terugvoering gekry. Dan was daar 'n ander geval van die Menapo Hospitaal in Harrismith wat ek 'n klag gelê het oor die hoë sterftes van babas. Ek het geen terugvoering op dit gekry nie. En dan is daar 'n hele paar ander kragtes, maar ek kry ontvangs erkenning van ontvangs, maar kom ons kyk hoe gaan dit die keer gaan. Ja. Is daar, ek sien ons loop 'n bietjie uit tyd uit. Is daar daadwerklik oor die afgelope paar jaar as jy sou moet terugkyk, as jy so 'n revisie sou moet maak, wat jy dink dat daar van die dinge waar daar al om hulp geskree word vanuit hierdie vanuit ons mediese wêreld waar daar regtig waar gevra word dat dinge moet gebeur, is daar die afgelope jare dinge wat daadwerklik al gebeur het waar jy sê, goed, hier word opgetree? In baie enkele gevalle. Ja. En dan oorhoofs gesien, as 'n mens dan so sê maar so 'n helikopter beeld van dit almal kry, struktureel gesien is daar my vraag Kom is, ek sê vir jou, hoekom gebeur niks nie, Marie? Dis my vraag. Hoekom doen niemand niks nie? Want daar is nie 'n politieke wil van die regerende party nie. Ja. As ek die afgelope 4-5 jaar, 8 jaar sal ek sê, het die departement van gesondheid in die Vrystaat van sleg na slegter gegaan en is besig om in een te tuimel. Ons mense gaan dood. Die mense lê en doodgaan en hulle kry nie hulp nie. Ek wens ek kan vir jou van die boodskappe speel wat ek kry van mense wat sê, help my. My ma kry nie behandeling nie, sy gaan dood. Daagliks. Ek rapporteer hierdie individueel elke geval rapporteer ek en ek self smeek vir die LER en die HOD en die premier, asseblief help. Doen iets. Ek kry nie eers 'n antwoord op my brief nie. Dis baie hartseer. Ons het nog so 'n minuut of wat oor en ek gaan dit is die laaste vraag hier stel. Buite nog 'n aanstel van nog 'n kommissie van ondersoek. As jy sou moet sê as 'n politikus, as 'n lid van die Demokratiese Alliansie, wat is sê maar die 3 dis dalk 'n bietjie moeilik om dit nou soms so direk van jou te vra, maar wat is die 3 belangrikste of 4 of 5 of die eerste of die tweede? Wat is die belangrikste dinge wat nou moet gebeur vir ons om hierdie probleem werklik uit te sorteer of ten minste begin te maak om hierdie probleem aan te pak? Eerste ding is erken daar's fout. Erken dat jy 'n probleem het, erken dat die departement in mekaar getuimel het en vat dit van daar af. En weet jy, ek sal saam met hulle werk, saam met whoever werk wat dit gaan doen. Met die en sê ek sal vir julle kom saam met my, kom ons gaan kyk. Jy weet wat vir my hartverskeurende is, ek sit op die portefeulje van gesondheid. Dan reël hulle oorsigte na hospitale toe. Dan smeek ek hulle en sê, moenie vir die hospitaal laat weet ons kom nie. Ons gaan net daar instap. Ja. Maar nee, as ons daar aankom is daar 'n verwelkomskomitee en ons word koekies en tee gegee en hulle wys vir ons alles wat mooi is in die hospitaal. Ja. So erken daar's fout en kom ons werk saam om dit reg te maak. Ja. Ek is bereid om saam met almal te werk. Laat ons net nie dat die mense absoluut so ly nie. Ja, dis 'n hartseer verhaal. Mariette Pittaway, woordvoerder van die Demokratiese Alliansie oor gesondheid, baie dankie vir hierdie gesprek. Ek hoop ons gaan sommer binnekort in die toekoms weer gesels en dalk as daar iets positiefs gebeur, laat ons weet. Dit sal ook wonderlik wees. Dankie, Johan.